Ja, goeienaand almal. Dit is in die tonnel. Dit is weer Vrydag aan, die weke blits verby en weer 'n lekker sportnaweek wat voorlê. Daar is nou nie rugby hierdie naweek. Ons is so gewoond om te praat oor die Springbokke wat in aksie is. Dit gebeur nie hierdie naweek nie. Hulle speel weer 6 Augustus teen die All Blacks in Nelspruit, maar eers is daar nou klomp ander sport internasionaal. So ons lekker om te gesels in die tonnel. Ons kyk vorentoe na sport wat die naweek gebeur. Dit is plaaslik en ook internasionaal en hoop dat dis 'n rustige aand waar jy ook al is en dat jy bietjie kan terugsit en uitkyk na 'n lekker sportnaweek. Ons kyk onder andere na die Tour de France, daar's lekker golf wat ook gespeel word en dan is daar groot sokker, dis internasionale toernooie mans en vroue en dan is dit weer die Formule 1 Grand Prix, dit is die Franse Grand Prix. Ons gaan by alles uitkom, praat weer met ook met Andrew Poelman in die Namibië deel. Maar kom ons begin by die golfbaan. Dit is een van die 5 grootes op die vroue kalender wat tans gespeel word. Dit is die Evian kampioenskap noem hulle hom. Hy is een van die 5 grootes, soos hulle Engels sê, een van die 5 majors. En dis die vroeë voorlopers Ayunka van Vanua. Sy is van Japan. Sy het 700 baansyfer gespeel in die eerste ronde. En ook 700 baansyfer is Nelly Korda, een van die vormspelers in die wêreld. En sy is sekerlik een van die gunstelinge om Sondag met die laaste ronde ook daar in kontensie te wees. So dit is die Evian vroue golftoernooi wat die naweek plaasvind. Maar kom ons kyk eers 'n bietjie of ons gaan na die manskant toe ook en baie kontroversieel op die stadium is die Live Invitational Golftoer van Greg Norman wat hy koördineer. Dit word met die Engelse praat van die backing, die ondersteuning van geld van Saudi-Arabië en dit is wel bekend dat 'n klomp geld word daarin ingestoot en 'n klomp profielspelers is al betrokke en die PGA en dit is van Amerika en ook die DP Tour in Europa, nie baie gelukkig daarmee nie. Maar kom ons gesels 'n bietjie daaroor vinnig. Dit is Hendrik Stenson van Europa. Hy was die kaptein van die Ryder-beker span vir volgende jaar. Hy het nou ook aangesluit daar. Hy is nie meer kaptein van die Ryder-beker span nie. Maar iemand wat golf baie goed ken in Namibië en ook internasionaal is Dan Zwiebel van DZ Golf en vir Dan bietjie uitgevra oor wat hy dink van Live Invitational reeks en ek het vroeër met hom gepraat en hy praat op 'n stadium van Louis en die Louis waarvan hy praat is Louis Oosthuizen. Hierso is Dan Zwiebel. Ek kan nog nie my vinger op die pals kry hierso oor hierdie Live Golf. Ek kan nog steeds nie vir jou sê of ek dink is 'n goeie ding of 'n slegte ding vir golfie. Ek het vroeër die week uitgereik na iemand wat ons almal baie goed ken, Dale Huys, en vir hom gevra wat is sy gevoel hierso en hy het gesê hy wens net die 2 toere kon bymekaar uitgekom het voordat hierdie ding gelons het. Maar skynbaar het Greg Norman dit in die verlede probeer en die terugvoering van die PGA was vir hom nie positief genoeg gewees nie. So hy het al voorheen koppe gestamp met die PGA Tour. So ek het 'n gevoel of hierdie miskien 'n tipe van 'n vendetta is om te sê hy julle het ons laas keer so sleg behandel. So ons gaan hierdie keer inkom en ons gaan soos die Engelsman sê, ons gaan nou net steamroll en maak soos ons wil. Dis wat die mense nou sê is die spelers het nou klaar oorbeweeg het sê hulle doen dit nie vir die geld. So nou waarvoor doen hulle dit dan? Ek is 'n ou wat glo aan lojaliteit en almal van daai ouens het hulle loopbane begin op die PGA Tour en die DP World Tour. En vir my is lojaliteit is nogal 'n belangrike ding waar ook al jy gaan. Maar daai ouens kan miskien nou sê ons het gedoen wat ons moes gedoen het. En miskien, wie weet, miskien is daar ietsie behind the scenes wat ons nie van weet met die verhoudings tussen spelers en die PGA Tour, ek weet nie. Dit wil voorkom of die top sê maar die top 10 of 15, 20 op daai toer is redelik gewaarborg dat hulle voortdurend gaan afslaan. Miskien 'n voorbeeld, dan is JC Ritchie wat die SA Ope gewen het vroeër vanjaar, wat in die eerste toernooi in Engeland gespeel het, maar van daar af die volgende ene nie die 48 gemaak het in Portland nie en ook nie lyk my op die lys is nou vir die volgende in New Jersey nie. Gaan daar nie dalk te veel van daai spelers wees wat op die grens is wat commit het maar nou nie later speelplek het nie, veral as die Europese toer miskien dit gaan begin stop nie. Dat is 'n goeie vraag, Arjen. Ek wil nou nie name noem nie, maar ek het een van die afrigters gekry wat een van sy spelers in daai eerste event gehad het. En sy speler, ek dink sy speler so 80ste, 90ste in die wêreld. En ek het gesê dis fyn, hierdie ouens het nou commit en hulle het die kans gevat om te kom speel in die eerste event wat hulle gehad het. Maar wat as hierdie ding nou regtig traksie begin kry, natuurlik gaan jy nou die ouens soos die ouens wat nou oorgekom het is Jason Kokrak, Hendrik Stenson, Charles Howell,
So nou kom hy ouens oor, nou gaan hy ou sê hy sou klaar kom met goeders, maar jy gaan nie meer 'n spot in die veld kry nie. En my vraag aan hy in die afrigter was is wat gebeur met daai speler? Toe hy het vir my gesê sy woorde aan my was they will be looked after. So ek weet nie of daai ouens, daai groot besigheidsmanne wie ook al daai toer vir hulle gestel het, so man, kom speel hierso. Ek het tot sover gehoor dat die Live Tour besluit het en gesê het, so maar as daar enige boetes is van ander toer af, sal hulle die boetes betaal namens die spelers. Dit wil voorkom of die top sê maar die top 10 of 15, 20 op daai toer is redelik gewaarborg dat hulle voortdurend gaan afslaan. Miskien 'n voorbeeld, Dennis JC Ritchie wat die SA Ope gewen het vroeër vanjaar, wat in die eerste toernooi in Engeland gespeel het, maar van daar af die volgende ene nie die 48 gemaak het in Portland nie, en ook nie lyk my op die lys is nou vir die volgende in New Jersey nie. Gaan daar nie dalk te veel van daai spelers wees wat op die grens is, wat commit het, maar nou nie later speelplek het nie, veral as die Europese toer miskien dit gaan begin stop nie. Dat was 'n goeie vraag, Arjen. Ek wil nou nie name noem nie, maar ek het een van die afrigters gekry wat een van sy spelers in daai eerste event gehad het. En sy speler, ek dink sy speler so 80ste, 90ste in die wêreld. En ek het gesê so dis fyn, hierdie ouens het nou commit en hulle het die kans gevat om te kom speel in die eerste event wat hulle gehad het. Maar wat as hierdie ding nou regtig traksie begin kry, natuurlik gaan jy nou die ouens soos die ouens wat nou oorgekom het is Jason Kokrak, Henrik Stenson, Charles Hell, so nou kom hy ouens oor, nou gaan hy ou sê hy sou klaar kom met goeders, maar jy gaan nie meer 'n spot in die veld kry nie. En my vraag aan hy in die afrigter was is wat gebeur met daai speler? Toe hy het vir my gesê sy woorde aan my was they will be looked after. So ek weet nie of daai ouens, daai groot besigheidsmanne wie ook al daai toer vir hulle gestel het, so man, kom speel hierso. Ek het tot sover gehoor dat die Live Tour besluit het en gesê het, so maar as daar enige boetes is van ander toer af, sal hulle die boetes betaal namens die spelers. Dit dan die mening daar van Dan Zwiebel. Dankie Dan, en Dan ken sy golf plaaslik en ook internasionaal, en lekker om sy mening te hoor. En van die ander golf wat tans plaasvind, is die Kazoo Ope. Dit is in die DP Golf Tour van Europa. Is eintlik ook die Engelse Ope wat hulle dit soms noem, en daar is dit Paul Waring van Engeland wat voorgeloop het na die eerste ronde. Dit maak ook Sondag klaar. Paar Suid-Afrikaners vir daar speel, onder andere JC Ritchie, die golfspeler wat die SA Ope gewen het so 'n paar maande terug. Ook die D3 toernooi word gespeel in Amerika op die PGA, en daar is dit Scott Piercy wat voorgeloop het na die eerste ronde, en dit is ook 'n toernooi wat Sondag klaarmaak. Maar kom ons kyk 'n bietjie vinnig na sokker, en dit is 'n baie groot wedstryd vir Suid-Afrika, Suider-Afrika belang. Dit is Suid-Afrika se Banyana, die vrouespan wat môre aand in die eindstryd speel van die Afrika Nasiebeker toernooi in Marokko. Speel teen die tuisland Marokko, gaan nie 'n maklike wedstryd wees, en daar afskop is so 10:00 môre aand vir die wat wil inskakel. So sterkte aan Banyana. Dan ook in Europa is dit die Europese vroue toernooi wat plaasvind, kampioenskap wat daar plaasvind. Hulle is besig met die kwartfinale nog. Dit is twee spanne wat reeds deur is na die semifinale, na die halfeindstryde. Dit is Engeland en Duitsland wat reeds deur is. Wedstryd vanaand is dit Swede wat speel teen België, en dan sit môre is dit 'n baie groot, dit is Frankryk wat speel teen Nederland. Hulle veg dit uit om ook saam met Engeland en Duitsland in die halfeindrondes te speel van hierdie toernooi. Maar kom ons vat 'n advertensiebreek, as ons terugkom en praat ons nog internasionale sport. Welkom terug hier in die tunnel. Dis 'n lekker Vrydag aand. Ons kyk na wat op die sportvelde moontlik kan gebeur. Klomp lekker internasionale sport wat die naweek plaasvind, en daar een van die grootes is Formule 1 Grand Prix. Dit is weer sulke tyd. Dis die Franse Grand Prix wat Sondag is die wegspring. Dis reeds al kwalifiserings vandag, en môre is finale kwalifisering vir wegspringplekke vir Sondag. So op die stadium is dit Max Verstappen wat voorloop op die puntestand op 208 punte, gevolg deur Charles Leclerc in sy Ferrari 170, en dan is dit Sergio Perez 141
151 en dan die 6de plek is dit Lewis Hamilton op 109. Ek noem ook vir Lewis Hamilton in sy Mercedes, hy die 2 naweke terug 3de plek het hy ingepalm en maar hy is weer, lyk my of Mercedes weer baie beter vaar en is nie net Ferrari en Red Bull wat domineer nie. So die puntestand vir die vervaardigers op hierdie stadium is dit Red Bull 359 punte, gevolg deur Ferrari 303 en dan sit in Mercedes 237. Hulle ry by die circuit Paul Ricard en dit is 'n baan wat in 1969 gebou is. Hy het so 5,8 km lank en het 15 draaie, maar dit vroeë aanduidings is dat daar weer lang reguitstukke is en Ferrari en Red Bull weer baie kompeterend en vinnig gaan wees. So die Grand Prix, Franse Grand Prix is dan komende Sondag en kom ons kry 'n bietjie meer inligting, nog meer inligting omtrent die Franse Grand Prix. You've got pretty good records around this place. How much are you looking forward to returning to Circuit Paul Ricard, even in this extreme temperature? Yeah, it's very hot, but actually it's still better than in Monaco. In Monaco, it's a bit more humid, so I'm actually quite happy to be here compared to Monaco. So happy that this weekend is not in Monaco, the Grand Prix. Yeah, I mean, I think the previous years have been quite good around here, but you know that is not a guarantee anymore because of the new cars and the regulations. They completely basically changed everything, and yeah, I'm still looking forward to it. I'm also looking forward to see how the tires are going to hang on in this heat, which, I mean, it's not going to be easy. Even if you go for a run ride, I mean, it's a lot harder on yourself already. So imagine the tires, the car, the engine, everything. It will be a tough one. Dit is dan lekker Formule 1 aksie en dit is die Formule 1 Grand Prix in Frankryk, die Franse Grand Prix, dan Sondag in die circuit Paul Ricard. Kom ons bly in Frankryk, lyk my daar is net 'n groot klomp sport in Frankryk wat tans plaasvind. Een van die grootstes of die grootste fietsry geleentheid in die jaar is die Tour de France en hy maak Sondag klaar in Parys. Dit is môre die 20ste skof, dit is 'n tydtoets van 44 km en dan Sondag die laaste skof 112 km en maak klaar daar by die Champs-Élysées. Op die stadium is dit Jonas Vingegaard van Denemarke wat voorloop. As hy op sy fiets bly, dan gaan hy waarskynlik Sondag as die wenner aangewys word. Hy's meer as 3 minute voor Tadej Pogačar wat die vorige 2 Tour de France titels gewen het. So dit is dan die Tour de France wat Sondag klaar maak, maar hierso is nog 'n bietjie meer Tour de France aksie. Stage 17 of the Tour de France had seen a battle to the finish between the top two. The man in second place won the stage. Jonas Vingegaard only lost 4 seconds, however, in his quest to keep the yellow jersey. Well, a few would be on their knees asking for divine intervention to get through as they left Lourdes on stage 18 of the Tour, this year's final mountain stage. All that was a little too late for 3 non-starters with COVID, heartbreakingly forced to leave the race were Chris Froome, Damiano Caruso and Emmanuel Erviti. So the jerseys lined up, one final day in the Pyrenees, Hautacam the destination for the first time in 8 years. 143.2 kilometres, with most of the climbing again coming in the second half of the day. The mighty Aubisque all category, the first ever appearance of the Col de Spondel, and then Hautacam returning to the Tour for the first time since Vincenzo Nibali was the winner in 2014. Dit dan van die Tour de France aksie en dit maak Sondag klaar by die Champs-Élysées daar in Parys en Louis Mentjes van Suid-Afrika doen ook baie goed tans in die 6de posisie algeheel. Ook cricket die naweek om na uit te kyk. Sondag is die 3de 50 bilbeerd eendag wedstryd tussen Engeland en Suid-Afrika. Dit word gespeel by Headingley in Leeds en dit is ook Indië wat tans toer in die Wes-Indiese eilande. Hulle speel ook 'n 50 bilbeerd eendag wedstryd. Dit is by die Port of Spain. Dit is daar by die Queen's velde. Kom ons sluit af met 'n bietjie atletiek nuus. Dit is die wêreldatletiek byeenkoms wat plaasvind tans by Eugenie in Portland en dit is dag 2 môre van die items waarna of die finale items wat môre gaan plaasvind is 'n driesprong vir mans en dan is daar 800 meter ook vir mans die finaal en dan is dit die 5000 meter vir vroue. Die finaal gaan ook môre wees en ook die driesprong of die spiesgooi vir mans. Dit is alles môre en dan 'n lekker opwindende aflos. Dit ons almal onthou het van ons skoolatletiek nog. Dit is die 4x100 meters aflos wat dan mans en vroue wat môre gaan wees en Sondag maak die wêreldatletiek byeenkoms dan klaar en dit word afgesluit met paalspring vir mans, verspring vir vroue
en dan die 5000 meter vir mans finaal, ook die 800 meter finaal en dit is vir vroue en dan is dit weer lekker opwindende aflosse. Dit is hierdie keer die 400 meter, die 4x400 meter aflos vir mans en vroue. Dit is dan die internasionale sport deel eers. Dit is die atletiek nuus of die atletiek wat gaan plaas van die naweek. Kom ons wat advertensiebreek. As ons terugkom, dan kyk ons na Namibië se sport. Nou, ons is terug hier by In die Tunnel. Dit is 'n lekker Vrydag aand en klomp internasionale sport waarna ons nou gekyk het wat gaan plaasvind. En kom ons kyk gou wat gebeur in Namibië. Daar's 'n klomp sport wat ook in Namibië gaan gebeur. Andrew Poelman gaan met ons gesels, maar voor ek vir Andrew 'n kans gee, eerstens OTB Sport en Standard Bank bied weer hulle noem die trail run, maar seker die veldhardloop reeks aan. Dis daar by die Avisdam in Windhoek. Dit is lekker vir die mense wat bietjie fikser voel. Jy kan stap ook as jy nie wil hardloop nie. Draf vir 7 km of 16 km is lekker mooi daar in die berge en die heuwels rondom Avisdam. Dit begin reeds 8:15 môreoggend en 8:30 is die tweede wegspring. Die langer afstand is 8:15 vroeg in die oggend. Prysverdeling 11:45 môreoggend. So lekker aksie daar by Avisdam. En kom ons gesels met Andrew Poelman. Hy begin sommer met 'n klap rugby wat in Namibië gaan plaasvind. Hierso is Andrew Poelman. Dis dan nou weer 4 wedstryde die naweek. Dis dan die tweede ronde, so dit is spanne wat al reeds teen mekaar gespeel het in die eerste ronde. So die een wedstryd is op Rehoboth waar Rio Falcon dan nou die tuisvoordeel het teen Kudus. Kudus natuurlik die voorlopers. Toe hulle in die eerste ronde op Walvis Bay teen mekaar gespeel het Kudus gewen 31-6. So ja, Kudus sal dan definitief kyk om daar so die wenpunte op te eis. Hoewel Rio Falcon ook daar 'n redelik weerstand gebied het onlangs in van sy wedstryde daarom. Die ander wedstryd wat ons dan gaan beeldsend is die ene wat op die Ankie Geingob Stadium gespeel word, Western Suburbs teen Wanderers. So in die eerste ronde het Wanderers op hulle tuisveld 45-10 gewen. Maar Western Suburbs het daarom intussen baie beter, hulle is baie beter op pyl. Hulle het onder andere ons daarom vir Kudus gewen, die enigste span wat vir Kudus gewen het. So dit behoort 'n lekker wedstryd te wees. Kom ons kyk, die ander wedstryd is by United. Dis dan UNAM wat daar so speel en in die eerste ronde het UNAM daai wedstryd gewen 35-14. En dan waarskynlik miskien die wedstryd wat miskien die meeste invloed gaan hê is dan op Grootfontein. Rehoboth wat soontoe ry. In die eerste ronde toe hulle op Rehoboth gespeel het, was daar net 2 punte verskil. 24-22 wat Grootfontein daar gewen het. En so dis die twee spanne wat op die oomblik in die posisies nommer 5 en 6 lê. So vir alles albei dan ek dink Rehoboth is so 7 punte buite die top 4 en Grootfontein is 10 punte agter. So as hulle nog die semifinale wil haal, is dit vir albei daai spanne 'n baie belangrike wedstryd. Maar daai wedstryd by Ankie Geingob Stadium, Wanderers teen Western Suburbs, groot wedstryd. Hoe laat is daai afskop, Andrew, net vir die wat dit wil volg op die NMI's platforms? Yes, so die tweede spanne begin speel dan weer 2 uur, soos by al die velde, 2 uur die tweede spanne. En dan 4:15 is die afskop vir die hoofwedstryd, die Premier Liga wedstryde. Skoolrugby, ek verstaan daar is 'n nuwe borg by skoolrugby betrokke. Ja, so Momentum wat natuurlik vir jare lank die skoolrugby se ligas geborg het, en voor hulle ook natuurlik Metropolitan. So daai borgskap het dan nou tot 'n einde gekom en maar die Namibiese hoërskole rugby vereniging wat dan nou 'n nuwe ooreenkoms aangegaan het met Standard Bank en dit aangekondig het hierdie week.
So vir 3 jaar, ek dink R650,000 'n jaar. So 'n stewige borgskap. Hulle begin dan hierdie naweek. Hulle sê dat hulle dan volgende jaar bietjie meer na die normale tydsbestek waarin die liga gespeel word vroeër in die seisoen, daarom nie weer so laat begin nie, soos nou nie. So hulle gaan dan nou 'n bietjie jaag om hierdie liga dan in teen September af te handel met wedstryde op Woensdae ook. So maar hierdie naweek is daar dan nou net eintlik in die onder 19 Superliga net een wedstryd en dit is dan VAS wat Rehoboth toe ry om teen Dr. Lemmer te speel. 12 uur is daai afskoptyd. Ja, groot fietsstryd die naweek. Dit is nasionale kampioenskappe, bergfiets, maar ook goeie voorbereiding vir Statebond. Ja nee, Harry, natuurlik 'n baie gesogte titel. As mens kyk, dis die nasionale trywenners. Dis vir hulle 'n groot eer om vir as hierdie titel gewen het vir 'n jaar lank die Namibiese try te mag dra by al die byeenkomste. So 'n man soos Alex Miller wat nou die laaste 2 jaar ook gewen het. Hy was die laaste tyd in Europa ook daar 'n paar wêreldbeker byeenkomste deelgeneem. Hy het dan gou teruggevlieg hierdie naweek om sy titel te kom verdedig voordat die Namibiese span dan nou van hier af vlieg Statebond spele toe in Birmingham. So ja, hy staan eintlik definitief die sterkste van die elite mans. Ek dink Xavier Papu is ook in die span en hy sal ook hierso in aksie wees. Tristan de Lange, soos ek maar hoor, is blykbaar reeds in Birmingham. En dan Hugo is ook in Europa en ek dink in Switserland daar by die UCI sentrum, die wêreldweerliggaam se sentrum wat hy ook van daar af gebaseer was en ook in byeenkomste daar deelgeneem in die laaste tyd. As ons gou na die vroue kyk, het ek maar gehoor, ja, ek dink Courtney Liebenberg is waarskynlik die gunsteling daar. By die onder 23 meisies is dit Monique Du Plessis wat eintlik ook goed op dreef is. Die onder 23's, hulle ry net een baanronde minder. Hulle spring saam weg, maar hulle ry een baanronde minder dan. Ja, lekker fietsry. En net so vinnig vir die wat wil gaan kyk dalk, Andrew, waarso is die wegspring, waar vind dit plaas? So van die jonger ouderdomsgroepe wat dan so van 8:30 af begin, dan is daar so van 9:45 af is daar ook van die veteraan mans en van die ander ouderdomsgroepe, en dan die elite en onder 23 vroue se wegspring is 10:45 en die groot mansresies is van 12 uur af. Dit dan Andrew Poelman wat gesels by die klaprugby en skoolrugby wat die naweek gaan plaasvind. En daar's ook lekker golf by Mariental. Dit is die volgende in die reeks van die Nedbank Autisme reeks. Dit is 'n baie belangrike golftoernooi. Dit is Dan Zwiebel DZ Golf wat dit aanbied en ek vinnig ook met Dan Zwiebel gepraat en hy verduidelik al die golfaksie. Dit is môre die Nedbank Autism reeks golf by Mariental. Ons is so tydjie nou, het ons bietjie rustig was, so hier is nou ons vyfde event van ons 10 event series, so ons is in Mariental, so absoluut 'n fantastiese dag hier so vandag. Ja, ons speel op 'n grondbaan, gelukkig is hier bowe in die setperke is gras. Die moeite wat die manne insit daar, so hulle het 'n fantastiese klubhuis. Môre aand is daar 'n lekker braai, drie lammers op die spit, 'n lekker aandfunksie daar, so hulle die hele gemeenskap hier genooi om saam met ons die aand te kom deurbring, en dan ja, die belangrikste deel van dit is om geld in te samel vir autisme in Namibië. Ja, dit dan Dan Zwiebel van DZ Golf en Dan doen baie groot werk vir golf in Namibië. Lekker speel al die manne daar môre in Mariental. Kom ons sluit af vandag se program met 'n bietjie drafnuus, hardloopnuus vir die fikser mense in Windhoek. Hulle kan by City Runners bied môreoggend lekker vroeg 5:00 môreoggend is daar 'n 15 of 'n 21,5 halfmaraton wat gedraf kan word. Dit is saam met 'n Namibia Medical Care wat dit moontlik maak. Daar's ook 'n 5 en 'n 10 km. Dit gaan 5:30 die wegspring wees. So as jy fiks voel môreoggend of nou al fiks voel, môreoggend lekker gaan draf 5 of 10 of 15 km of 21. Dis daar by die swembad in Olympia.
wat almal bymekaar kom môreoggend 5:00 of 5:30 is daai wegspringe. En dit is al die sportnuus, lekker plaaslike sportnuus gewees, internasionale sportnuus. Hoop lekker Vrydag aand vir almal en ook 'n baie lekker sport naweek vir almal en 'n sukses met die sportspanne tot ons weer volgende Vrydag aand praat. Groete.